Een van die groot vrae waarmee dominees baie keer in hul bediening gekonfronteer word, is 'n vraag wat Johannes die Doper vir Jesus gevra het toe hy deur Herodes in die tronk gesit is. En hier moet ons vir mekaar sê, in daardie wêreld was tronke nie die tipe tronke wat ons gehad het nie. Jy is gelukkig as jy kos gekry het. Jy is gelukkig as jy 'n skoon plek gehad het waar jy kon slaap. Jy is gelukkig as jy enigstens 'n manier gehad het om daglig te sien. En in hierdie ellende en in hierdie onsekerheid en in hierdie seer wat Johannes die Doper beleef in ons skrifgedeelte in Matteus 11 vers 2 tot 11 hierdie week, vra Johannes eintlik vir Jesus 'n skokkende vraag. Vra hy vir hom, maar het ek dit reg verstaan? Was ek reg toe ek gedink het Jesus Christus is die Messias? Waar is jy gaan die wat in die tronk is vrylaat en die blindes laat sien en die dowes laat hoor en die melaatses reinig en die verlamdes genees? Want in my omstandighede, in my ellende en in my swaar kry, sien ek dit nie raak nie. Baie keer dan sit ons as predikante in 'n beradingsvertrek en 'n persoon vra ons hierdie vraag. Maar ek gaan kerk toe. Ek lees my Bybel, ek bid elke dag. Hoe is dit moontlik dat hierdie krisis, hierdie siekte, hierdie ongeluk my beval het? Is daar iets wat ek verkeerd gedoen het? Is daar iets wat ek nie reg verstaan nie? Is daar iets wat ek nie besef nie? Wat gaan aan? En dan, wanneer Jesus Johannes die Doper antwoord, dan verwag ons eintlik half vir Jesus om te sê, maar my vriend, ek is so jammer oor jou situasie. Ek is so jammer oor die ellende wat jou getref het. Nee. Hy antwoord Johannes se vraag. Hy sê, maar ek is die Messias. Kyk, die blindes wat sien, die dowes wat hoor, die melaatses wat gereinig word en die verlamdes wat genees geword het. Maar interessant, in hierdie gedeelte sê Jesus dan nou niks van mense wat vrygelaat word uit die tronke uit. Soos wat ons vroeër gelees het, is sy mandaat nie. Wat kom sê Jesus in hierdie gedeelte? Wat kom vertel hy vir Johannes die Doper? En wat wil hy kom vir ons sê wanneer ons in dieselfde gat, in dieselfde omstandighede, in dieselfde seer verkeer as wat Johannes die Doper is? En dit is die geheim van die 3de Sondag van Advent. Vind jou vreugde nie in hierdie wêreld nie, maar vind dit in die een wat hierdie wêreld gered het. Wat probeer ek sê? Ja, ons wêreld leer vir ons om gelukkig en opgewonde en bly te wees en alles seker te maak dat jy 'n gelukkige en perfekte en idilliese lewe kan lei. Maar ons weet die lewe werk in 'n ritmes. Ons weet ons gaan op en ons gaan af. En ons geraak de mekaar en soms weet ons net nie waar ons onsself bevind in ons lewens nie. Maar kom sê Jesus Christus, moenie vaskyk in jou uitdagings nie. Moenie vaskyk in jou probleme nie. Moenie vaskyk in die dinge wat jou te neergedruk nie. Maar vind vreugde in wat die Here doen
in ander mense se lewens. Want dan sal jy die Here se werk in jou eie lewe raak sien. Is hier waar jy vir my nou gaan sê, maar Hannes, jy het nou die perfekte dominee antwoord gegee. Jy het nie jou vraag aan die begin van hierdie video geantwoord nie. En dit is juist die punt. As iemand vir jou kan sê, maar hier is 'n presiese rede oor hoekom hierdie ding met jou gebeur het, of hierdie is die Here wat jou straf, of enigiets dergeliks, dan kan ek met volle sekerheid in my hart vir jou sê, soms verstaan ons nie, soms weet ons nie, soms gebeur die dinge in hierdie stikkende wêreld net so met ons, en daar is geen logiese redenasie om dit te regverdig nie. En dis hoekom Jesus vir Johannes sê, moenie in jou omstandighede vaskyk nie. Hou aan soek, hou aan vra, hou aan klop. Want die Here sal die deur oopmaak. Die Here sal antwoord. Die Here sal met jou wees en bly. My gebed is, mag jy die vreugde in Jesus Christus vind, in sy wonderwerke wat hy nie in jou lewe doen nie, maar in ander se lewe. Mag die Here jou ryklik seën in hierdie week wat voorlê. Amen. As jy hou van hierdie tipe video's, as jy 'n vraag het oor wat ons vandag oor gepraat het, asseblief skryf dit in die comments en ons sal so vinnig as moontlik jou antwoord. As jy hou van wat jy gesien het, gee ons 'n like, en as jy meer van ons wil sien, subscribe tot ons kanaal. Ons is besig om rond te speel met YouTube se livestream meganisme, so kom skakel Sondag in ons erediens en kom wees deel van ons gemeenskap van geloof. Tot ons mekaar weer sien.